Daarna sal ek die Heilige Gees op die hele mensdom uitstort. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jesus is saam met sy disippels en hy groet hulle en hy sê, ek gaan terug hemel toe, maar gee vir julle 'n opdrag, gaan uit, maak disippels van almal, doop hulle en leer hulle. En hy is hemel toe, sy opdrag was aan die apostels, gaan wag in Jerusalem, totdat julle gedoop word met die Heilige Gees. Nou wat is daar wat gebeur het? Joel vertel het vir ons so mooi, daar gaan 'n dag kom, waar die Heilige Gees uitgestort gaan word op die mensdom. En vandag is 'n belangrike dag vir ons as volgelinge van Christus, maar is ook 'n belangrike dag vir die res van die wêreld, want ons herdenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees, waar hierdie klomp mense eendragtig in eenheid gewag het, en toe kom die Heilige Gees, met 'n wind en tonge van vuur, wat op hulle almal neerdaal. En hulle begin in tale praat, en Petrus gaan uit, hy begin met die mense praat, hy verduidelik vir hulle wat gebeur het, en hy verkondig Jesus Christus aan hulle, en 3000 kom daar op die plek tot bekering. Die Heilige Gees is 'n belofte van God, ons Vader. Jesus het dit aan die disippels verduidelik, het dit aan die apostels verduidelik, dat wanneer hy weggaan, stuur hy die Heilige Gees, om ons te herinner aan wat Christus gedoen het. En daai belofte het waar geword. Nou, hoekom is dit belangrik vir ons? Ek en jy kan nie 'n pad loop saam met Jesus as dit nie is vir die Heilige Gees se leiding nie. Die Heilige Gees is daar om ons te herinner aan elke ding wat Jesus gedoen het en wat hy vir ons kom sê het. Maar die grootste ding, en so 'n fantastiese ding, Jesus het 'n belofte gemaak dat hy gaan weg, maar hy kom eendag weer. En die werk van die Heilige Gees is om ons in stand te hou en ons te help om voor te berei vir daai dag wat Christus weer gaan terugkom. Die Heilige Gees is deel van die Godheid. Die Heilige Gees is die een wat vir jou toerus om 'n diensknegt van Christus te wees, om uit te gaan om mense se lewens aan te raak. Hoe fantasties is dit dat Jesus het gesê, julle gaan gedoop word met die Heilige Gees. En baie mense maak van die doping van die Heilige Gees net spreek in tale. Is veel groter as dit. Maar die woord sê vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Dis hoekom ek en jy die Heilige Gees kry. Dis hoekom ek en jy gedoop word met die Heilige Gees. Dit is hoekom hy sy gawes beskikbaar stel, sy gawes gebruik deur ons, sodat as iemand kan bid wat genesing nodig het, sodat as iemand kan help wat deurbrake moet kry. Want Jesus het gekom om te genees, fisies, emosioneel. En die Heilige Gees gaan aan met daai werk. Hy's daar vir ons. Hy's elke oomblik daar vir ons. As jy val en jy voel jy so plat, dat jy geestelik so plat is hy die een wat jou kom optel. So vandag kan ons uitroep, Heilige Gees, bring my terug na Jesus toe. Jesus, bring U my terug na die Vader toe. Sodat ek 'n vol lewe kan lei. 'n Lewe wat vir U aanneemlik is. 'n Lewe wat ek leef tot U eer, tot eer van my God, die Vader, en van Jesus en van die Heilige Gees. Dis 'n joy om hom in jou lewe te hê. Hy maak die pad geestelik makliker. Ons werk almal deur dinge in ons lewe, maar hy is daar om ons te help. Wil jy nie vandag toelaat dat hy jou kom hervorm nie? Die Engelse woord is transform, om jou te herskep, om jou weer terug te bring in die
beeld van Christus, om jou terug te bring na die persoon wat God jou geskape het, sodat jy 'n impak kan maak in hierdie wêreld. Jesus het elkeen van sy disippels en sy apostels geroep om 'n impak te maak op die wêreld. Hy het die Heilige Gees gestuur, sodat ek en jy vandag nog steeds 'n impak kan maak op die wêreld. Hy is lief vir jou. Vader is lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Die Heilige Gees is lief vir jou. Maak jou hart oop vandag. Maak jou gedagtes oop. Ek weet nie wat jy geleer het oor die Heilige Gees nie. Ek het in my lewe verkeerde dinge geleer oor die Heilige Gees. Ek moes by 'n plek kom waar ek ontmoeting met hom gehad het, en hy my lewe totaal omgedraai het. Waar hy my in 'n plek gebring het, waar ek mense kan bedien, waar ek daar kan wees vir mense, waar ek God se hart kan oopmaak vir mense. Hy wil dieselfde met jou doen. Hy's daar vir jou. Die Heilige Gees is nie net vir 'n paar spesiale mense nie. Glo my, ek is nie spesiaal nie, maar ek het my hart oopgemaak en hy het my kom herskep. Ek staan vandag hier op 'n fantastiese mooi berg. Dis my ontmoetingsplek vandag met die Here. Dis my ontmoetingsplek vandag met die Heilige Gees. Want ek het hom ingenooi in my lewe. Ek het so lief geword vir hom. Hy wil lief wees vir jou ook. Net soos wat Vader lief is vir jou. Net soos wat Jesus lief is vir jou. Ek vra vir jou vandag, maak oop vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Hy is daar. Hy wil jou help. Hy wil vir jou kom wys wat dit is wat Christus vir ons gedoen het. Toe hy aan die kruis gesterf het, het hy God se straf op hom gevat, sodat ek en jy kan leef. Die Heilige Gees bring lewe vir ons. Lewe, 'n vol lewe, tot verheerliking en tot eer van ons Here. Wat beteken dit vir my persoonlik om die Heilige Gees te hê, te ontvang? Daar was 'n tyd in my lewe dat ek nie dit kon verstaan het nie, want ek het maar net gelewe, totdat ek bewus geraak het wat in Johannes staan, dat ek deur die Gees gebore is. En dat die Heilige Gees daar is om my te troos, soos wat Jesus beloof het, hy gaan doen. Dat die Heilige Gees daar is om my te lei en my te bekragtig, sodat ek 'n getuie kan wees. En dit is vir my die kosbaarste wete, dat ek deur die Heilige Gees vernuwe word in Christus, en dat ek meer en meer deur die krag van die Heilige Gees in Jesus geborge is, geborge in God saam met hom. Dat hy my lei, dat hy kom en my kom waarsku wanneer daar dinge op my pad sal kom. Maar bovenal, die belangrikste is, dat ek 'n getuie kan wees. Want dit was die belofte wat Jesus gegee het, die Heilige Gees sal ons bekragtig, sodat ons getuies kan wees. En ek kan vanoggend vir jou, wat dalk deur situasies werk, wat jy nie miskien weet wat kant toe nie, kan ek vir jou net kom bemoedig, en vir jou sê, hou vas, laat toe, dat die Heilige Gees jou lei, en kom bekragtig. Jy kan staande bly. Jy kan, want daar is geen groter krag as die krag van die Heilige Gees nie. En ek bid vir jou vandag, alle vrede, wat alle verstand te bowe gaan, want dit is wat die Heilige Gees vir ons kom gee. Maar ek bid dit vir jou, en ek vertrou dat jy dit ook sal aangryp en toelaat, dat die Heilige Gees jou kom vernuwe. You are my beloved promise, my only loving comforter. You were promised to me, beloved, helper, beloved promise. You soak me in your presence, you reveal your heart to me. With
you I only want to be. Keep me in your loving presence. Streams of living water, spirit of wind, spirit of fire, baptize me, empower me. Streams of living water, spirit of life, spirit of love, baptize me, empower me. Come, Holy Spirit, bring me to Jesus. Come, Holy Jesus, bring me to the Father. Holy, holy, holy are you, Lord. Your light shines in the darkness. I listen, it is you I want to hear. I listen, your voice so clear. I listen, it is you I want to fear. I listen, let me in your presence near. Streams of living water, spirit of wind, spirit of fire, baptize me, empower me. Streams of living water, spirit of life, spirit of love, baptize me, empower me. Fill me, Holy Spirit, guide me, Holy Spirit. Your power, fill me, Holy Spirit. Your power, fill me, Lord, fill me, Lord. Your power, fill me, Lord, fill me, Lord. Streams of living water, spirit of life, spirit of love, baptize me, fill me. Streams of living water, spirit of life, spirit of love, baptize me, fill me. Your power, fill me, Lord, fill me,